ligte reentjie vanoggend. So dis soos dit buite lyk. Dis 'n reentjie wat val. So ons gaan begin te stap in die reën. Het is die begin van die 3de dag en dit reën soos julle gesien het en reënjas aan, dan gaan ons. Ons sien uit na die dag wat voorlê, dis 27 kilometer. Ek weet dit is ver, maar ons is op 'n wonderlike boardwalk en die pad is mooi. Stap deur die village, stap verby groentelande en dit is net lekker om net uit te kom. Dis lekker vroeg. Ons is vir 2 mense op die stadroete en dit is ongelooflike tyd. Ek stap alleenig, want my persoon wat saam met my moet kom stap het visumprobleme opgetel en hy moet gaan eers na 5 dae by my aansluit. Maar hierdie 5 dae wat ek stap, en veral dag nommer 3, is 'n dag om my kop skoon te kry. Ek's alleenig op die pad. Ek stap deur al die goeders en ek weet dis 'n taai pad. En op hierdie pad is dit, besef ek, dis dit 8 jaar na my vrou se dood. En ek moet die pad stap en ek moet dit begin verwerk en ek het dit verwerk, maar op hierdie pad verwerk ek dit heeltemal. Terwyl ek so stap, wil ek nog iets sê en ek sê, onthou jy dit en ek noem haar naam en ek besef, sy is nie daar nie. Sy is 'n nuwe lewe en die lewe het al lank al aangegaan. En ewe skielik besef ek, nou sit anders, nou sit ek en my nuwe vrou, wat al so iets soos 3,5 jaar mee getroud is. En ek begin voluit te stap. En ek stap die pad heeltemal. En daar kry ek ewe skielik rustigheid, vrede. Wat jy intussen hierdie plekke stap. Ek koop vir my pastei de nata langs die pad, 'n lekker Portugese melktertjie. En ek besef net ek is vry. Ek is vry om hier te doen wat ek wil, om te stap hoeveel ek wil en net te geniet. Ek hoop hierdie beteken vir julle ook ietsie. Die mooi, die hart, reën en alles wat gebeur. Geniet dit saam met my. TikTok. Die laaste kilometer of 2 stap jy so deur 'n woud waar dit net modder is en dan oor die smal bruggie. En dan vat jy die laaste kilometer of wat op met die berge en daar in die village is die Alberg wat daar so sit. Kleurryk en ongelooflik mooi. En daar kan ek my skoene droog maak, myself droog maak, ek klere was, met 'n tuimel stort en jouself net skoon kry. Wat 'n lekker einde van die dag, 27 kilometer. So begin dag nommer 4. Toe ek so die oggens opkom, toe lyk die wolk aan die wolke lê laag, maar daar is nie reën nie. Ek stap heerlik later, toe begin dit weer te reën, maar dit maak nie saak nie. Wat vandag ongelooflik mooi is, ek stap verby so plekkie waar hulle groente en vrugte en brode en koffie so langs die pad is. En alles is oop, daar tot musiek, plek is skoon, daar tot 'n plekkie wat so afdakkie met seil gemaak is.
en jy kan 'n piesang vat en 'n appel vat of wat ook al en jy kan 'n donasie gee, 'n koppie koffie drink, alles met 'n donasie. Alhoewel jy deur die modder geloop het en alles, voel jy sommer weer fris en jy gaan weer aan. En terwyl ek so gestap het, besef ek, dit is die lekker deel, om net dat ander mense jou vertrou. Al die pelgrims stap en al die pelgrims word vertrou. Ja, daar's 'n skelms op, maar ons almal vertrou mekaar en dit is wat dit is. Ons is almal saam in een ding wat ons moet stap. Tokkie wat jy verkoop. Sê jy? Terwyl ek so stap, kom ek by die tannie af wat wasgoed gaan was en ek besef, dit is iets wat ek moet afneem. Sulke waskrippe langs die pad. En die mense kom gewoonlik, die vrouens kom gewoonlik hiernatoe, dan kom kuier hulle kom skinder, hulle sit hier so, wanneer sy same sy. Ja, die tannie het heel moontlik 'n wasmasjien aan 'n huis, maar sy verkies het om 'n wasgoed hier te kom was. Hoekom? Ja, eerstens wat die klere hou langer, en die tweede ding is, as daar ander vrouens is, dan sit hulle en praat, sit en gesels, sit en skinder. En dit is 'n ongelooflike terapeutiese uitwerking op mens. So geniet die stukkie saam met my wat die tannie haar klere was, of die oom se klere was, met seep en skrob en uitspoel en alles.
stap deur so 'n klein dorpie, so omtrent 24-25 km alreeds gestap en ek kom by die Albrug uit. Betaal R16. Dis niks nie. Hy sal nie glo nie. Wit lakens, komberse, kussing met kussingsvloer. Die ongelooflikste kombuis waar die mense kos maak en dan 'n groot tafel wat hulle almal by saam sit met 'n stoofie en almal Nederlanders, Duitsers, Engelse mense, almal sit lekker en kuier en ons almal sit ons maak kos, ons gesels oor want dis al 4 dae wat ons op die pad is. Daar's tot 'n swembad, 'n sonkamer wat ons kan sit, jou klere kan ophang, daar's tot 'n wasmasjien om klere te was. Wat 'n lekker dag om af te sluit. En dit was die moeite werd geweest. Tot sover amper 100 km gestap in 4 dae. Dankie dat jy saam met my gereis het tot sover, deur al die dorpies. Kyk na volgende keer is dit dag nommer 5 na Camina toe op die grens van Portugal en Spanje. En kom stap dan saam met my hier so 'n klein stukkie voorskou van video's en foto's wat jy kan sien volgende keer. En ek hoop jy het 'n ongelooflike tyd saam wat jy vir innerlike vrede opgee. Mooi loop tot 'n volgende keer. Não é o whisky. É melhor, é? É melhor.